Onse Vader in die hemel, dankie dat ons vandag die gemeente van Philadelphia kan besoek. Mag ons asseblief nie op eie krag staat maak nie. Mag ons U naam bewaar, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Philadelphia is omstreeks 150 voor Christus deur Attalus II, ook bekend as Philadelphus, gestig. Dit staan ook bekend as die Decapolis, een van die stede van die pleine, nou nie in Israel nie, in Klein-Asië, en is soms ook Klein Athene genoem, as gevolg van die indrukwekkende geboue wat hier opgerig is. Philadelphia het ook langer bly staan teen die aanslag van die Turke. Hulle kom eers in 1390 na Christus tot 'n val, nadat hulle vir 11 jaar lank beleer is. Nou vandag staan die stad as Al-Shehir bekend, en dit beteken stad van God of die rooi stad. Philadelphia het 'n belangrike pas deur die berge beheer en beskerm, en hulle was dus die bewaarder van die deur of poort tot die oostelike hoogliggende gebiede. Die kerk in antieke Philadelphia was nie groot nie. Hulle het ook nie 'n groot invloed uitgeoefen nie. Die kerk was egter rein en heilig en getrou aan God se woord. Die lede van die kerk van Philadelphia het hulle self toegewy aan die bestudering van die skrif, veral die profeseë en dan veral van Daniël en Openbaring. As gevolg hiervan behaal hulle ook persoonlike oorwinning oor sonde. Dus was die kerk getrou en rein voor God. Hierdie kerk van Philadelphia word bekendgestel deur Johannes in Openbaring, deur die heilige en waaragtige wat die sleutel van Dawid het en in staat is om oop te maak en te sluit wat niemand anders kan doen nie. Die boodskap aan hierdie gemeente dui ook aan dat die toestand van hierdie kerk sekerlik die beste is van al die kerke wat briewe ontvang het. Hierdie klein maar uitsonderlike groep gelowiges bly getrou terwyl menige ander struikel. Hierdie boodskap van Philadelphia dui ook op 'n verbetering in die toestand aan van die doodsheid wat in Sardes geheers het. Nou, hierdie kerk, Philadelphia, ervaar 'n hernuwing van lewe, liefde en ywer vir sending. Philadelphia, tesame met Smyrna, is die enigste twee kerke wat nie aangespreek word nie. Daar's geen aanmaning vir hulle nie. Hulle maak reg wat verkeerd is. Hulle doen belydenis. En die kerk was nie net 'n plek waar ek heen gaan om te aanbid nie. Dit is die plek van herlewing, van heling en van hoop. Die liefde wat Efese verloor het, daardie eerste liefde, is ten volle in aanskoue hier. Op tentoonstelling as ware. As dit vandag in ons kerk kon gebeur, sal ons 'n herlewing van pinksterlike krag sien. Nou 'n aardbewing het Philadelphia in 17 na Christus verwoes, geheel en al gelyk gemaak met die aarde, en 'n enkele pilaar het as eensame wagter midde die ruïnes bly staan. Met my besoek aan Philadelphia het ek 3 pilare gevind wat oorgebly het, maar dit nadat die stad weer 'n keer herbou is en weer tot niet gegaan het. Dis nou na die aardbewing, weer tot niet gaan, weer herbou, en nou is daar net 3 pilare oor. Die belofte van hierdie kerk is dat diegene wat oorkom 'n pilaar in die tempel van God sal wees, en dat hy benewens die naam van God ook 'n nuwe naam aan elkeen sal gee. Wanneer ons soos Philadelphia gefokus is op ons roeping en sending as kinders van God en op die wederkoms van Jesus, sal liefde vir en teenoor mekaar die resultaat wees. Mag ons inderdaad fokus op dit wat saak maak, en mag 'n klem op Jesus, 'n herlewing van God se liefde vir die verlossing van ander, ons dring om iets daaraan te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag besoek kon bring aan Philadelphia.
Dankie dat U ook vir ons pilare in U tempel kan maak, dat U naam op ons sal skryf en aan elkeen van ons 'n nuwe naam sal gee. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.